Nou, ek en Johan Kotse, die hoofuitvoerende beampte van Agri SA het rukkie terug so lekker gesels dat ons net gevoel het daar's nog so baie om te sê. So Johan, dankie dat jy steeds gou 'n bietjie verder met my gesels. Ek waardeer dit. Ja, graag. Ek dink as mens die fokus op AGOA plaas, landbou kan so maklik kompleks word. En daar's soveel rolspelers en daar's soveel mense. Maar ek en jy het laas gepraat van die belangrikheid hoe om perspektief in moeilike situasies te sit. Nou ek dink ook as ons oor die voordele van AGOA, wat dit vir Suid-Afrikaanse landbou beteken en nog kan beteken. Ja. Maar nou wil ek bietjie vir jou vra, indien ons na hierdie voordele kyk, wat sal gebeur? Wat sal met Suid-Afrikaanse landbou gebeur indien AGOA wegval? Ja, kyk, ons gaan 'n plan maak. So dit kan ek vir jou sê en ek dink onthou, daar's 'n verstoring in die wêreld se handelspatrone. En almal het nou 'n idee dat dit deur die Trump-administrasie gebeur. Dit het gebeur toe ons COVID gehad het. Onthou, COVID het gemaak dat ek nie my marktoegang gehad het nie en dit was oor 'n logistieke probleem. Ja. So ewe skielik het ek nou met 'n produk gesit en ek kon 'n produk nie meer skuif nie. Maar ek kon 'n produk na markte toe skuif wat ek nog nooit tevore gedoen het nie. En toe daar eintlik, ek wil sê, baie barriers weggeval. So COVID het 'n geweldige impak gemaak op die herorganisasie van handel. Selfs toe COVID opgelig is, toe sit skepe in hawens wat nie kon uitkom nie en ons het verskillende roetes gehad. So daar het 'n verstoring gekom. Die Trump-administrasie het deur tariewe 'n groter verstoring gebring, maar ons is eintlik al klaar gewoond daaraan. So die eerste ding wat ons moet verstaan is, as daar 'n verstoring is in ons wêreld, dan is ons ontstel daaroor, enige een van ons. Natuurlik. Ek bedoel, as my mes en vark verkeerd omgesit is vandag, dan kan ek nie eet nie. Dan kan ek nie eet nie. Ja. Totdat jy leer, maar as 'n ou met 'n linkerhand kan eet, kan ek dit seker ook doen. Nou wat hier gaan gebeur is, ons weet nie. Ons weet nie wat gaan kom nie. So as AGOA heeltemal val, gaan ons of ons anders onderhandel met Amerika, want hulle het ons produk ook nodig. Of daar gaan ander markte oopgaan, want onthou, sy tariewe het ook op ander plekke gaan versteur. En hulle sit ook met 'n produk en ook met 'n behoefte. So ons gaan nuwe markte moet soek. Gelukkig het ons al daarmee begin. Ons sal net op 'n ander manier moet dink en dit baie vinniger moet doen as wat ons in die verlede dit gedoen het. En ek dink die tyd is nou daarvoor. Want die hele wêreld is versteur tot handel. As jy byvoorbeeld kyk wat met Europa en Amerika gebeur het en wat met China en Amerika gebeur het. Nou onthou daar's 'n vraag. So kom ons gaan terug na die simpel gedeelte van handel. Ek is 'n boer, gaan kyk en sê, wat is my bestaansreg? En my bestaansreg is mense moet eet. Ek wil 'n produk neersit dat mense eet. Nou as ek gaan kyk na die wêreldpopulasie wat daar nie 'n stop aan is nie, dan het ek meer as ooit 'n bestaansreg. So die eerste ding wat ons vir mekaar moet sê is, daar's 'n geweldige behoefte aan kos. En dan moet ons gaan kyk waar die behoefte is. Nou China is 'n groot groeier, maar Indië is die grootste groeier. Die tweede grootste groeier kontinentsgewys is Afrika. Ja. Ons gaan letterlik verdubbel in die volgende 30 jaar. En mense moet eet. Mense kan nie gras eet nie. Ons sal dit omdraai. Ja. So landbouers het 'n gewellige rol om te speel. Nou moet ons vir mekaar sê, waar vind handel plaas om hierdie mense te laat eet? En dit is amper die reset wat ons moet gaan hê. En dit gaan uit verhoudings uit gebeur. So jy vra, wat gebeur met AGOA? As AGOA se tariewe opgaan, gaan ek nie meer kompeterend word in sekere markte nie. Ja. En hoe besigheid werk is, ek gaan dan na 'n mark toe wat ek wel kan kompeteer. En waar daai markte nie oop is nie, moet die regering ons help om die markte oop te maak. Want daar gaan 'n behoefte wees daaraan. Jy weet, as daar 'n skaarsheid in 'n land is, of voor die skaarsheid is daar 'n surplus is, dan is daar geweldige, ek wil sê, barriers to entry met fitosanitêre sertifikate en die produk is nie goed genoeg nie, en as daar 'n eerste graad wat en toe miskien ook 'n tweede graad is, as daar 'n skaarsheid is, jy sal nie glo nie, dan vloei alles net in. Ja. So as mense honger is, en daar's 'n behoefte, gaan die markte oop. En ons weet as landbou, ons moet kos produseer. Want daai kos produseer moet ons iewers kan neersit. En Suid-Afrika doen al 50% van wat hy produseer voere uit. So ons het nie 'n keuse nie. So Mia, gaan dit vir ons 'n verstoring bring? Ja, dit gaan. Het ons 'n produk wat ons op die wêreldmark kan neersit? Ja, ons het. Ja. Ons is bekostigbaar in ons kwaliteit. En ons het volumes. So wat moet ons dan doen? Ons moet soek, Mia. Ons moet markte oopmaak. Ons moet anders dink, byvoorbeeld oor Asië. Ja. Ons moet anders dink oor Europa. Ons moet die ou markte wat ons het, moet ons gaan stok. En kyk of ons meer kan indruk. So, ons het 'n verstoring, maar ons is nie moedeloos nie. Ek kan nie help om te wonder dat jy het altyd hierdie vermoë om so kalm oor goed te praat. Maar
as iemand wat dalk na jy kyk, ek meen hierdie is ernstige saak, hierdie is ek wil amper sê aardskuttend, lewensveranderend, dit kan regtig baie vinnig, ek wil amper sê suid gaan. Hoe word mens nie angstig hieroor nie? As jy weet, jy sit op jou plaas, jy doen wat jy moet, jy staan 4 uur op, al jou goedjies is so. En as iets soos hierdie buite jou hande is, hoe raak mens nie angstig nie? Deel met ons jou kalmte. So Mia, weet jy, as ek opstaan in die oggend en ek sien 'n berig en die Trump-administrasie het gesê 30% tariewe op uitvoere van Suid-Afrika af na Amerika toe, kan ek iets daaromtrent doen? So die eerste ding, en dit is eintlik baie simplisties wat in my kop opkom is, my lyntjie wat ek het van stabiliteit is versteur en hy's nou in 'n versteurde fase. Ja. Wat ek weet is, ek kan net goeie besluite neem as my lyntjie weer reg is. Dis hy. So hoe ek my lyntjie reg kry is om myself te sê, kan ek die telefoon optel en vir Donald Trump bel? Nie die Pietie nie. Nee. Ek kan dit nie doen nie. Ek weet mens kon. Kan ek iets daaromtrent doen? Ja. Nee, ek kan nie. Dan sê ek vir myself, wat kan ek doen hier waar ek is op die plaas? Ja. En wie wat maak dit? Maak my lyntjie weer reg uit. En uit daai konsep uit kan ek 'n besluit neem wat regverdig is. Ja. Ek kan 'n besluit neem wat tot voordeel gaan wees van waar ons is. Emosie maak gewoonlik my lyntjie geweldig te mekaar. Ja. En sodra ek deur die emosie werk, en die emosie is normaal. Wat maak jy? Ek het byvoorbeeld my paspoort verloor toe ek op die lughawe was. En toe ek instap om nou te gee toe se paspoort nie in my sak nie. Weet jy hoe lyk daai lyn? Ek kan nie eers nie. Weet jy hoe kry jy dit reg? Jy staan, jy haal asem, jy sê vir jouself, wat kan ek doen binne 30 minute? Hoe kry ek dit reg? Ja. Want dan neem ek 'n besluit wat nie soos 'n afkophonder is nie. Presies. So ek dink baie keer, en ek sê nou vir jou, ek het nou gesien toe ek in Amerika was, ons boot gaan nog baie geskit word. Ons sal moet leer om besluite nie uit 'n emosionele oogpunt te neem nie. Ons sal moet leer om besluite te neem met die kaarte wat in my hand is. En sê, is dit my kaart, is dit my beste hand wat ek kan speel. En nie dink wat ek kan kry en wat ek verloor het nie. Want dis hoe die nuwe wêreld gaan werk. In Amerika het ons gegaan na maatskappye toe wat in Suid-Afrika groot investering het. En ons het die gesprek met hulle gehad en ek het vir hulle gevra, hoe bestuur julle sosiale media? Ja. En sy het vir my gesê, die eerste 2 weke was absoluut chaos vir ons. Want elke keer as daar 'n tweet kom van die Trump-administrasie, want dis hoe hulle kommunikeer, dan het ons analiste gehad en ons het scenario's uitgewerk. Sy sê, ek het al my geld verloor. Wie wat het ek na 2 weke gedoen? Niks. Ek vra van, wat doen jy vandag? Sy sê, weet jy, ons monitor dit, maar ek reageer nie. Ja. Want dit kan môre weer verander. So as ek nou vandag sit, en ek emosioneel myself nou in 'n posisie in, en ek begin besluite neem, môre verander dit, nou werk vandag se nie meer nie. Ja. So dis 'n intelligensie wat ons gaan moet ontwikkel, om te sê, maar, ek moet kalm bly. Meer, dit is wat dit is. As ek Agua verloor, dit is wat dit is. Maar weet jy, die produk op die plaas, wat geskuif moet word, dit is ook wat dit is, hoe gaan ons dit skuif? En nou begin jy besluitneming doen, so dis nie 'n kwessie van ek druk my kop in die sand nie, maar ek laat nie toe, dat emosie my roete bepaal nie. Wat vir my jammer is, ons gebruik baie politiek, om emosie by 'n boer wakker te maak. Want ons het emosie. As jy met my praat oor grond, is ek emosioneel. Natuurlijk. As jy met my praat oor plaasmoorde, is ek emosioneel daaroor. Enige mens, as jy met my praat oor moord, is ek emosioneel. Enige konsep van dood maak ons emosioneel. Maar ek mag nooit dit gebruik om rigtingaanduiding te gee nie. Ek moet altyd vir myself sê, waar is ek? En hoe lyk die groter prentjie van kompleksiteit? En hoe bestuur ek dit? En ek dink baie keer dat ons as boere trap ons in 'n gat, omdat ons het die emosie, maar ons maak nie die lyntjie reguit voordat ek 'n besluit neem nie. Dan neem ek 'n besluit uit 'n emosionele toestand wat ek het. En dit is baie keer seer. So as jy vir my vra, waarmee kom ek terug as ek hierdie handel sien? Ons kon nie Agua gaan oopmaak nie. Maar ons het gewellige wysheid gekry om hoe om dit te bestuur. Ja. En een van die mooi goeders is jy moet verhoudings hê met mense. Jy moet uit 'n verhoudingsbasis uit met iemand kan kommunikeer en kan handel. Al verskil jy met daai mens. En weet wat is dit eintlik? Jy maak jou lyn weer reg. Ja. Want ek het met jou 'n verhouding. Al sê jy iets wat vir my emosioneel is, wat my omkrap, gaan ek terug na 'n verhouding toe en ek begin weer reguit lyn kry. So, en ek dink landbouers het die vermoë om dit te kan doen. Ja. Maar wat is dit dan? As ons fokus op landbou,
So as ek emosioneel is, en emosionele politiek dring baie diep in ons spasie van landbou in. Die enigste manier hoe ek my lyn reg het kry is ek begin fokus op landbou. Ja. Ek begin fokus op waar ek goed is en wat ek moet doen. Ja. En ek begin vir myself sê, wat is die ammunisie wat ek het om dit reg te maak? En wie wat is die ammunisie? Ek produseer nog, want ek weet daar gaan meer mense wees. Ek word nog beter in my kwaliteit. Ek maak seker dat ek beter koste-effektief is op my plaas, want ek weet daai ou gaan minder kan betaal. En ek weet, jy het nou klaar 30% op my gesit. Maar ek gaan dalk die ander ou dit ook sit, so ek moet eers weer in die ry kom. Maar verstaan jy, dis 'n ander mindset. Ja. En emosie kan dit nie bepaal nie. In politiek en sosiale media rig baie hierdie emosie op. Weet jy hoeveel AI generated speeches is daar van bekende mense van ons, wat iets vreeslik sê wat die ou nooit gesê het nie. Ja, wat nie die waarheid is nie. Ons stel dit op, ek is dadelik kwaad en emosioneel daaroor. En jy reageer. En dit bestaan nie eers nie. Maar moenie reageer nie. Gaan terug en vind jouself weer in jou eie stabiliteit en sê, maar wat is die bestaansregs vir my as 'n boer? En dit is om kos te produseer. Dis om die rollespel op te neem. Die mooiste ding van 'n boer is, en vir ons as boere is, ons het meaning in die lewe. Ons verstaan dit. Dis die grootste gawe en rykdom wat 'n mens kan hê, is om te weet hoekom jy geskape is. En elke boer wat boer, sê ek nou vir jou, is geskape om kos te produseer. Is geskape om dit wat hy het met oorgawe te doen. En dit is om hy lyntjie weer reg te kry. Groot lewenslesse wat hier gedeel word vandag. En wat jy vir my sê, eintlik, as mens dit saam moet vat, is net ons waterbene kry. Nee, wat is hy gesegde as jy op 'n boot, en jy moet net, hy gaan skit, en hy gaan verander, maar kry jou waterbene reg. Ja, ek dink ons moet vir mekaar sê, ons lewe in 'n wêreld wat geweldig veranderend is en baie onseker is. Maar ek is mos nie onseker nie. Nee. Ek het mos sekerheid. Dis hy. So ek moenie dat die onsekerheid my sekerheid tot in 'n mate beïnvloed nie. Maar dis 'n besluit. Dit is. Dis hard. Dis hard as jy met produk sit wat jy nie kan skuif nie. Maar jy moet 'n besluit neem. Al is dit om dalk vir iemand dit te gee en môre die voordeel te hê. Die waarde is net ek moet teruggaan na my sekerheid toe. Ek moet myself vind binne die onsekerheid waarin ek leef. Dit vat alles in my nou om jou nie te high five nie, so ek wil net vir jou baie dankie sê vir jou woorde vanoggend. Ag, en dankie dat jy dit met ons deel. Dit is nodig om verskillende kante van stories te kry, en dankie vir dit wat julle doen. Ek sien mekaar binnekort weer. Dankie, Mia.